Dag sê, in vandag se broodbrokkie gesels ons oor die groot verskil tussen om bloot van dag tot dag te oorleef en om werklik te leef in die doel en roeping wat die Here vir jou beplan het. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Efesiërs 2 vers 10 wat soos volg lees: Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Dit is so maklik om in die groef van blote oorlewing vas te val, om net van naweek tot naweek te oorleef, terwyl die daaglikse uitdagings en eise van hierdie wêreld jou uitsig verdof. Miskien voel jy vandag asof jou lewe maar net 'n aaneenlopende, vermoeiende roetine sonder enige ewige betekenis is. Ons moet hierdie gevoel van leegheid erken, want in hierdie gebroke wêreld is dit in baie gevalle die werklikheid. Tog herinner die skrif ons dat jy nie net gered is om eendag hemel toe te gaan nie, maar dat die Here jou vir 'n spesifieke taak geskape het. In hom is jy 'n nuwe skepping, bestem vir 'n lewe van volgehoue heiligmaking, disippelskap en vrugbaarheid. Om bloot te bestaan beroof jou van die diep vreugde om God se krag te ervaar, die krag wat jou elke dag vorm om meer soos Christus te word. Boonop gaan so 'n lewe jou van genade loon beroof. Dink aan 'n gelowige soos Abraham, wat in gehoorsaamheid opgetree het, sonder om al die antwoorde te hê. Hy het nie passief in sy gemaklike omgewing in Ur van die Galdeërs bly vassteek nie. Hy het as pilgrim in geloof uitbeweeg op die belofte van God. Net so word jy vandag geroep om uit die doodsheid van die daaglikse sleer te tree en volkome op God se krag te steun. Wanneer jy met lewendige geloof op sy woord reageer, bemagtig die Heilige Gees jou om die goeie werke te ontdek wat hy reeds vir jou voorberei het. Ware lewe lê nie in passiwiteit nie, maar in aktiewe, geloofsgedrewe diensbaarheid aan jou Skepper. Hier is 'n praktiese stap wat jy vandag kan implementeer. Kies een roetineaksie wat jy gewoonlik op autoloods doen, soos om op sosiale media rond te blaai net om die tyd verby te kry. In plaas daarvan om bloot te bestaan, gebruik daardie tyd eerder as 'n oomblik van heilige kommunikasie met God. Sê vir hom: Here, ek is hier, gebruik my in u diens sodat u verheerlik kan word. Laat God dan in jou werk om te wil en die uitvoering van sy goeie plan te bewerkstellig. Dit verander jou lewe in 'n voortdurende gemeenskap met hom. As jy vanaand 15 minute se stilte neem om Efesiërs 2 deur te lees, fokus spesifiek op vers 10. Daar staan dat jy God se kunswerk is, geskep om goeie werke te doen. Vra jouself af, watter van hierdie werke het God reeds vir my voorberei? Maak dan 'n vaste besluit om môre nie net te probeer oorleef nie, maar om doelgerig as sy verteenwoordiger op te tree. Kom ons bid saam. Here, ek bid dat u my oë sal oopmaak vir geleenthede wat u reeds vandag en môre vir my voorberei het. Gee my vrymoedigheid om uit my gemakszones te stap, net soos Abraham, en om volkome op u te vertrou. Mag my lewe vandag 'n getuienis wees van u genade en mag elke klein daad wat ek doen u verheerlik. Lei my deur u Heilige Gees om te wandel in die werke wat u lankal reeds beplan het. In die naam van die Here Jesus Christus alleen. Amen.